In 2012 was ek in 'n groot motorfietsongeluk gewees, waar 'n motor my omgery het toe ek op pad was na een van my vriende toe. En ek was geplaas direk onmiddellik na die hospitaal en het 'n noodoperasie gegaan. Ek het 'n eksterne fiksator gekry in my been wat verskriklik gelyk het en wat baie seer was. Ek was verplaas huis toe na 12 weke. Dit is gegaan vir ekstrale en daar was geen vordering op my been nie. Ek het dus 'n gips gekry wat 8 weke moes opwees. Na 8 weke het ons weer hospitaal toe gegaan en ekstrale geneem. En daar was geen vordering gewees nie. En die dokters het besluit dat hulle my laaste operasie sal wees 'n plaat met skroewe. En as dit nie reg was nie, sou hulle my been amputeer. Deur hierdie hele moeilike proses wat jy deurgaan in hierdie tyd, vra jouself die vraag af: hoekom het dit met my gebeur? Waarom met my? Ek het goeie vriende, goeie familie. Ek het atletiek gedoen, ek was SA's toe by Eiffel. En jy geniet jou lewe en ewe skielik gebeur hierdie dinge met jou. En jy verstaan dit nie altyd hoekom nie. En jy verloor moed in die Here as gevolg van dat my been nie wil aangroei nie en omdat jy swaar kry. En baie keer as jy swaar kry, dan verloor jy moed. En ek het besef om positief te wees. En al maniere om positief te wees, moes ek die Here terugbring in my lewe. Vir hierdie laaste operasie moes ek alles gee en die Here regtig vra om my te genees. Die Here sien dinge raak voor ons het raak sien. En hy beplan elkeen se lewe. En ek het besef in 1 sekond het hy my lewe heeltemal verander. Ek kon dalk verkeerde vriende ontmoet het, verkeerde dinge gebeur het. En hierso het hy my lewe net op die regte pad gebring en my op 'n hele ander manier laat besef waar die lewe gaan. En die lewe gaan nie net altyd oor jouself nie, maar oor mense om jou. En dit het my 'n ander mens gemaak. Ek kan nou van my vriende inspireer, mense wat swaar kry. En ek het besef dat daar's altyd 'n manier om iets uit te kom. En om net te vertrou op die Here, sal jy altyd bo uitkom en op die regte pad bly.